Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met u 'n gedagte rondom iemand wat in die Bybel baie keer baie verkeerd verstaan of vertolk word. En dit is Thomas. Nou, hierdie naam gaan vir ons gepaard met ongeloof. Dit is nou maar hoe ons dit ken. Nou, net interessantheidshalwe, Thomas, die naam beteken tweeling. Thomas wat ook genoem word Didymus. Didymus is tweeling, so Thomas moes een van 'n tweeling gewees het. Dit nou maar net so interessantheidshalwe. En bestaan die gedagte by ons dat Thomas was die een wat nie geglo het nie. Maar ek weet of dit heeltemal regverdig is as ons nou redelik na die dieper kyk, na wie Thomas presies was. Dan wil dit voorkom, Thomas was eintlik nie so ongelowig as wat ons die gedagte van het nie. Nou, daar word net so 3 keer, 4 keer in die Bybel gepraat van Thomas wat iets gesê het. En uit dit wat hy gesê het, lei ons dan iets af van sy karakter. En dis Johannes wat elke keer skryf van Thomas wat iets gesê het. En die eerste keer wat ons lees van Thomas wat iets sê, was Johannes 11 vers 6. Voor ons nou by Johannes 11 vers 6 kom, moet ons net in gedagte hou. Thomas was deur Jesus gekies. Hy was een van 12, wat gekies was om saam met hom te loop, aan wie hy dan op die ouend sy bediening sou oorgee. So, Jesus het by Thomas spesifiek gaan stilstaan en vir hom gesê, jy is een van die wat saam met my gaan kom. En Thomas het geantwoord op dit wat Jesus vir hom gevra het, net soos hy by ons kom stilstaan het. Nou, as u vandag gered is, dan beteken dit, die Here Jesus het by u kom stilstaan. Ons het hom nie gesoek nie, hy het ons kom soek. Hy het by ons kom stilstaan en hy het ons gekies. Soos hy by Thomas kom stilstaan het, het hy by ons kom stilstaan en sy hand op ons lewe gelê. Nou, Johannes 11 vers 16, daar lees ons, Jesus wil nou terug aan Jerusalem toe. Nou, nie lank tevore was hy in Jerusalem en hulle wou hom doodmaak. En nou wil Jesus terug aan Jerusalem toe. En nou sê Thomas, kom ons gaan saam, en ons gaan saam met Jesus ook maar sterwe. Nou, ons lei 2 dinge af. Die een is, hy was maar skepties. Thomas was iemand wat nie sommer enigiets aanvaar het nie. Thomas wou gesien het. Hy wou die feite gehad het. En die tweede wat ons daaruit aflei, hy was bereid om saam met Jesus te sterwe. Goed, so Thomas was nie bereid om van Jesus geskei te wees nie. Hy wou by hom bly. En dit lei ons verder af uit die tweede gedeelte waar Thomas iets sê, en dis in Johannes 14, waar hy in vers 5 sê, maar toe Jesus nou vir hulle verduidelik, hy gaan weg en hy gaan vir hulle plek berei, en as hy vir hulle plek berei het, kom hy weer terug en hy sal hulle kom haal, sodat hulle dan ook kan weet waar hy is. En Thomas sê, Here, maar hoe moet ons weet waar u heen gaan? Ons weet nie waar u heen gaan nie. En hy daai vraag, die antwoord wat Jesus hom dan gee, is een van die belangrikste dinge wat ons in die Bybel lees. En dit is, toe antwoord Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Verskoning. So dis die tweede keer wat Thomas iets sê. En dan die gedeelte wat hom nou eintlik die karakter laat kry het, wat hy in die volksmond gehad het, die ongeloof, dit sien ons dan in Johannes 20. Johannes 20, dis nou nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, is die disippels bymekaar en Jesus verskyn in hulle midde. Maar Thomas was nie daar nie. Nou waar was Thomas? Hoekom was hy nie saam met die ander disippels nie? Hulle reken dat dit was vir hom so 'n geweldige teleurstelling, die feit dat Jesus nou dood is. Jesus die een wat alles gedoen het. Jesus is die een wat die wonderwerke gedoen het en Thomas het glad nie gesien om van hom geskei te wees. En nou is Jesus dood en hy is begrawe en hy is weg. En hulle het nie gedink hy gaan op. Nie een van die disippels het gedink hy het opgestaan nie. So iewers is hy dalk besig om sy wonde te lek. Reken hulle en hy het net nie kans gesien om by hulle te wees nie. En Jesus verskyn aan hulle. En toe kom hulle by Thomas daarna, die disippels, en kan u dink met watter entoesiasme
vertel hulle toe vir Thomas, Jesus was in ons midde, hy het opgestaan en hy lewe. Julle kan dink met watter entoesiasme was die storie oorgedra. En dan 'n week later is hulle weer by mekaar. Nou sê Thomas vir hulle, hy sê, as ek nie die merke in sy hande sien en sy voete nie, my vingers steek in die wonde in sy hande en in sy sy nie, sal ek nooit glo nie. En dis die woorde wat hom getag het. Dan is hulle by mekaar, Thomas is hierdie keer by hulle, en die volgende oomblik verskyn Jesus in hulle midde. En wat nou gebeur, is van onskatbare waarde. En dit is, Jesus het geweet wat hy gevra het. En hier sien ons, Jesus se alwetendheid, hy is bewus van dit wat Thomas gesê het. En dan roep hy vir Thomas, sonder verwyte. Kan jy dink? Sonder enige vorm van verwyte, roep hy vir Thomas, en hy sê, kom Thomas, kom druk jou hande in my, in die wonde en in my sy. En die oomblik, toe Thomas vir Jesus sien, die oomblik toe Thomas hom sien, is daar geen verdere verduidelikings nodig nie. Toe is daar geen verdere bewyse nodig nie. Thomas het glad nie nodig gehad om sy vinger in enige wond te steek nie. En hier kry ons die volgende groot uitspraak. En dit is een van die grootste uitsprake van Jesus se godheid in die Nuwe Testament, toe Thomas voor hom neerval en sê, my Here en my God. So, op die ou end, uit dit alles, kry ons enorme groot uitsprake van Jesus op hierdie skeptiese vraag van Thomas, wat vir ons baie help. En dit sê vir ons 'n paar dinge. Die eerste is, ongeloof moenie die einde van my lewe wees nie. Ongeloof moet maar net iets wees wat ek baie eerlik oor is. Thomas was baie eerlik oor dit wat hy gevoel het en het dit uitgespreek. En so moet ons, as daar iets is in my hart wat maak dat ek op 'n punt gekom het waar ek twyfel en waar ek amper nie kan sien om aan te gaan nie, laat ek met eerlikheid in my hart na Jesus toe gaan en vir hom sê, dis hoe ek nou voel, dis hoe die situasie is, en kan u my help? Nou die groot deurbraak hier was, Thomas het vir Jesus gesien. Nou, Jesus verskyn nie vandag as 'n reël aan sy kinders nie. Dit gebeur hier en daar, maar dis nie die reël nie. So ons gaan hom nie fisies sien nie, maar nou kan ons hom geestelik sien. Nou, hoe sou ons hom geestelik sien? Want dit was by die aanskoue, wat die verandering gekom het. So, die verandering gaan by ons ook kom as ons hom aanskou. Hoe kan ons hom aanskou? Wanneer ons die Heilige Gees vra om aan ons te openbaar uit sy woord uit, dan sien ons hom. Ons sien hom nie soos Thomas hom gesien het nie, maar ons sien hom met die oog van geloof. En die oomblik wanneer ons hom met die oog van geloof sien, dan verander dit wat ongeloof was in my lewe, verander dan in geloof. Nou, vertel buite Bybelse bronne, vertel ons, nadat ons nou nie meer verder van hierdie disippels in die Bybel lees nie, word daar vertel van Thomas, dat hy toe gegaan het, en hy was iewers deur Jordanië, en hy kom toe in Indië, en in Indië stig Thomas toe baie kerke. Dit was Vasco da Gama, ek praat nou onder korreksie, maar ek dink is Vasco da Gama, wat toe met sy reise en bootvaarte by Indië kom. En in Indië het Vasco da Gama toe kerke gekry, wat sê, hulle is van Herr Thomas. Nou Thomas het toe Indië toe gegaan, kerke gestig, en baie jare later, toe kry Vasco da Gama gevestigde, georganiseerde Christelike kerke. En daar in Indië is Thomas toe doodgemaak met 'n marteldood
omdat hy nie bereid was om die naam van Jesus af te lê nie. En daar's 'n standbeeld vir hom opgerig in Indië. So, dit Thomas, ons gaan met ons eerlikheid, met die opregtheid van ons hart, gaan ons na die Here Jesus toe, as daar twyfel is, en as daar iets is waarmee ek nie verder kan gaan nie, en hy help ons, en hy gee ons die genade, en hy is nie die God wat veroordeel nie, hy is die God wat help, hy is die een wat 'n sagte hand op ons lê, en hy gaan u baie, baie ryklik seën. Mag u die openbaring kry van die Here Jesus, en dat dit enige vorm van ongeloof in u lewe gaan verander in geloof. Die Here help ons, hy gee ons groot genade, en hy seën u baie ryklik.